Goeiemôre, is lekker om julle almal hier te kan sien en my naam is Jaco Skutte en saam met Mariette en Arnou is ons deel van die bedieningsspan hierso by Doxa Deo George. Miskien net so vir die eerste keer ouens wat vanoggend saam met ons kuier, ons is bly om julle hier te sien. Doxa Deo beteken die heerlikheid van God en dit kom uit Habakuk 3. Vers 14, die golf, die Here gaan hierdie aarde vul met sy heerlikheid en dis waar die golf vandaan kom. Maar dis net so terloops. Dankie vir almal van julle wat weer hier is. Dankie dat julle vanoggend gekom het. Nou ja, wat 'n week. Almal wat ek hier buite gekry het, sê, is nog 'n week, alles het begin. En van die tieners wat ek hier buite kry, ek sê, hoe gaan dit by die skool? So hulle sê vir my, nee oom, ons het begin klasse wissel. En party is nou in daai nuwe senior fase waar hulle klasse elke dag wissel en die goedjies gaan bietjie vinnig verby. Die ander is nog die studente, hulle het mos lewenslang vakansie. Hulle is so 'n maand op universiteit en die res van die jaar vakansie. Ek dink hulle gaan eers middel Februarie gaan hulle en dan hulle weer April af en dan gaan hulle weer hier by Julie so week klas en dan skryf hulle eksamen in Oktober en dan is hulle klaar. Dis die lekkerste hoor en die paas moet net betaal. So ons ken dit, maar dit was 'n wille week, né? Vir baie mense. Laasweek het ons vir die graad 1s en die graad 8s gebid. Net so terloops. Maar laasweek vir die reën gebid. Kan ons die Here net ere gee vir die reën? Gister met 'n boer gepraat daar by die gym en hy sê vir my, hy is so dankbaar, hulle moet so lank al voer aankoop en hy sê op sy plaas net hierso in George het dit 66 mm gereën. Is dit nie amazing nie? So ons dank die Here en ons vertrou die Here dat in die weke wat sal kom, dit nog sal reën. Maar terug te kom, ons het laasweek vir die graad 1s en vir die graad 8s gebid, ou vertaling, standaard 6 en ons het net vir hulle gebid vir die nuwe fase wat in hulle lewe aanbreek. Want skielik in hierdie week is alles anders, né? Vir die graad 1 skoolklere, vir die graad 8 skoene. Jy weet, alles is anders. Jy weet, die matrieks. Skielik was jy laas jaar alles, nou is jy niks. Nuwe fases breek aan. Van julle het vir my vertel toe julle my gegroet het, jy het by 'n nuwe werk begin. Jy moet die mense leer ken. Alles is anders, jy weet. Alles is nuut. En dis hoekom ons eintlik gedink het om in die begin van die jaar bietjie te praat met jou net oor nuut en anders. Nuut en anders, hierdie reeks wat ons doen. Want ek en jy moet verstaan dat iets gebeur in die geskiedenis van die mensdom voor en na. Ons noem dit voor en na Christus. Dat iets gebeur wat die totaliteit van die skepping, onthou skepping is hemel en aarde, van die skepping verander het. Wat was dit? Dit was Christus se koms, maar dit was eintlik sy opstanding. En laasweek het ons bietjie daarna gekyk, hoe praat een van Jesus se disippels wat geskryf het en neergeskryf het, hoe praat Matteus oor dit? En dan lees ons dit. En dan sien ons hoe hulle daaroor gedink het. En nou ons weet, onthou nou, ons kyk van hierdie kant af na die storie, en as ons van hierdie kant af na die storie kyk, dan is dit maklik om te sê, hoekom daai ouens nie geglo nie? Maar as jy iemand het wat saam met jou leef vir 33 jaar en iemand kom by jou en sê die hele tyd vir jou, hoor jy moet onthou, eendag gaan hulle my doodmaak en dan gaan ek opstaan. Ja, sure. Jy weet, dis so goed, een van jou kinders sê vir jou, hoor jy onthou, ek gaan 23 Julie gaan ek sterf, maar 27 Julie staan ek weer op. Ja, sure, leef maar in jou wêreld van jou eie. So ons kyk om van die kant af, maar van daai kant af. Want geen ander God het nog ooit in die eerste plek na mense toe gekom. Die mense het offers gebring aan die gode. Onthou, daar was baie meer gode as wat daar vandag is. Elke plek waar jy geloop het, was daar beelde van gode. Die coins wat jy gebruik het, onthou, daar was nie internet nie. Onthou, daar was nie social media nie. Jy kon nie gaan Google uit hoe lyk die koning nie. Jy geweet hoe lyk Ramaphosa nie. Jy geweet nie, so hoe het hulle dit gedoen? Hulle het op die coins gesit. Hulle het oral in elke stad het hulle beelde opgerig. Oral was beelde van al hierdie verskillende gode. Toe ek en Mariette laas jaar in Efese was, ek sê hulle nog eendag so toe vat, toe loop ons deur daai Efese, jy loop hier deur daai stad. Oral is tempels, oral is beelde, grootes, kleintjies, dat jy kan dink hier's 'n God. En nêrens het 'n God na die mens toe gekom. Dit was in die eerste plek heeltemal anders. En dan nog opstaan. Waar in jou lewe het jy daarvan gehoor? So dit was anders. En ek dink is so belangrik. En onthou laasweek, toe ons net so vinnig opsomming
gee Matteus 28 vers 6, toe sterf hy mos nou, en toe hardloop Maria hulle en die vrouens, hardloop in die graf toe om te gaan kyk, hulle wil sy liggaam nou balsam en dit, en dan vers 6 het ons laasweek so lekker by stil gestaan, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos ek gesê het. Ek weet ons in Israel was, as jy in Israel was, en jy is daar in die tuin van Getsemane, en jy loop so in die graf in, is so, hulle graf is mos nou anders as vandag, is so 'n spilong, so 'n ding waarin jy loop, en jy loop so in die grot in, en jy kom so, jy weet, dit is net hoe jy ingestel is, en jy kom so in die graf in, en dan staan daar groot, so uitgekerf teen die muur, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Dit ruk jou in jou wese, jy besef, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Nee. En laasweek het ons so vinnig vir mekaar gesê, onthou wat sê Romeine? Romeine sê, dis die opstanding. Die opstanding, wat gesê dis anders. Die opstanding het gesê dis nie. Want die opstanding het hom nou skielik verklaar, as die seun van God, as die koning. Hy is nou die Here, finale sê, dis wat dit beteken, Here, Lord, Empire, Jesus, sy naam, Christus, is nie sy van nie, beteken gesalfde koning, die Messias, die lang verwagte een, alles het verander, change of history. Daarom het ek laasweek vir jou gesê, elke keer, as jy jou geboortedatum invul, as ek my geboortedatum invul, 2 Julie 1980, as ek dit invul, dan, as ek dit skryf, dan weet ek, 1980 jaar gelede, het daar iets gebeur, alles het verander. History is geherskryf. En mag die sterwe en die opstanding storie van Jesus so ook vir jou wees, so ook vir ons altyd wees, niet vars, ek wil dit weer hoor. Laaste ding nou laasweek vir jou gesê, dis is toe my kinders klein was, toe die Lion King net uitgekom, en hulle beta movies, wat hulle uitgekom het, die video's, die Here weet, ons het daai goed 750 keer oorgekyk, ek het naderhand Lion King, daai hele Lion King, uit my kop uitgeken, woord vir woord. Maar as hy doodgaan, wil ek weer luister. Dis soos toe jy 'n kind was, toe ek kind was, het my pa 'n plate gehad, liewe heksie. As hy ophou, dan luister ek hom weer. Onthou jy hom? Die juffrou graad 1, Base Mossie gelees het, daar sê 2 woorde in die boek, lees weer juffrou. Sê weer. Dis so oulik, sê weer. En mag die opstandingsstorie vir jou so wees. En weet jy, dit was interessant van wat ek kan onthou van die Lion King. Elke keer as ek die storie gekyk het, dan hoor ek iets niets. Iets anders. En mag dit vir jou so wees. So kom ek tel net die storieetjie op, waar kom nou laasweek vir jou gelos het. Ons het laasweek van vers 1 tot en met vers 20 uit Matteus 28 gelees. Onthou nou vers 6 sê, hy sê hier nie, hy het opgestaan. So alles het skielik verander. Wat het verander? Hier sê hy dit so duidelik, vers 18. Hy sê en Jesus het nader gekom, dis nou die Jesus wat opgestaan met sy verreëse liggaam, sy opgestaande liggaam. Hy sê en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel. Onthou ons praat Kolossense oor die hemel, 2 dimensies. Genesis 2 vers 4 praat van, daar's die skepping bestaan uit hemel en aarde, skepping van die hemel en die aarde. Hierdie 2 dimensies is nie 2 plekke nie, is 2 dimensies. Paulus praat daaroor die sienlike en die onsienlike. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die onsienlike in die hemel. Ons weet, hy sit op die troon. En in die sienlike. Hy het gekom en die magte wat die mens beheer het en gevangenes gehou, hy het dit gebreek. Man, dit het nie in eens klaps, het dit gebeur, die oomblik het gebeur, die mag is gebreek, maar nou met die uitvoering daarvan, dit moet nou nog gebeur. Hy sê hy sê so, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, en dan sê hy, gaan dan heen, en dan kom hy, in vers 20, kom ek tel hom daarop, hy sê, en kyk, luister, ek wil nou vir julle ietsie sê, ek is by julle, tot aan die volleinding van die wêreld. Want ek het laasweek vir jou gesê, bly in my, ek en jou, want sonder my kan jy niks doen nie. Laat 'n nuwe era aangebreek. Die era van God is by ons.
God is in ons, in Christus. Praat die Bybel hoeveel keer, wat beteken in Christus? Dawid Goliat, toe Dawid Goliat spot met hulle, Goliat hou die hele volk, kan nie glo nie, is vernederd alles, Dawid kom op die toneel, kap sy kop af, in daai oomblik, toe Dawid Goliat sy kop afkap, was die hele Israel van een oomblik, waar hulle nie hulle self geglo het nie, bang was vir, dit is, in een oomblik is hulle ingesluit in die oorwinning van Dawid, dis wat dit beteken in Christus. Ons is nou in Christus. Ons is nou in hom. Alle mag, Kolossense 2:15 sê dit so mooi, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Efesiërs 1:10, hele jaar, laas jaar oor dit gepraat, om die volheid van tye te reël, met die doel om alle dinge, wat in die hemele, sowel as op die aarde is, skepping, onder een hoof te vestig, Christus. Gaan dan heen, ek is met julle, ek is met julle, ek is met julle. Nou, as jy daarom optel, ek is met julle, dan is die boek Matteus, hy sluit daai teks af, maar hy begin ook die hoofstuk so. Ons kom nou net deur die Kersverhaal. Die Kersverhaal skryf Matteus so duidelik vir ons in vers 23 van hoofstuk 1. Hy sê kyk, die maagd sal swanger word en is seënbaar, en hulle sal hom Immanuel noem. God met ons. Wat is anders? Wat is nuut? Ou Testament. God het in die tempel gewoon. Ons moet offers bring. Sterwe, opstanding. Alles het verander. Dat 'n nuwe era aangebreek. Alles is nou nuut. Hy's nie meer in die tempel nie. Die mense in daai tyd met al die gode is nie meer ver nie. Hy is nie meer offer nie, hy was nou die volmaakte offer. Hier is die nuwe era wat aangebreek het, hier is wat anderste is, as gevolg van sy opstand. Hy is met ons. Hy is met ons. Hy is Immanuel. Hy is in ons. Dis revolutionêr. Ons kyk van die kant af en dink, ja, ek het dit al baie gehoor. Dis totaal anders. Dit was nog nooit so nie. Geen ander God kom na sy volk toe. Hoe sê Johannes? Hy kom na my eiendom toe. Hy kom nader. Hy gaan nie. Ek is by julle. Dis anders. Dis anders as wat almal altyd gesê het. Onthou, Eksodus 33, kom die Here, en hy praat met Moses, en hy sê vir Moses, want ek wil jou wys wat is anderste. Hy sê, geen mens sal God sien nie. Want as jy God sien, en die heerlikheid van God sien, gaan lees het, Eksodus 33 vers 20, gaan lees het. Dis hoe hulle groot geword het, dis hoe hulle vir duisende jare geleef het. Niemand kan God sien nie, en as iemand God sien, slaat hy onmiddellik deur. Ons lees dus die hele Ou Testament. 800 jaar later, nadat Moses dit gesê het, kom 'n profeet op die toneel. Onthou, dis hoe hulle groot geword. Dis wat hulle elke dag, die Torah, die 5 boeke, die Psalms, het hulle gelees. Dis hoe hulle groot geword het. Eksodus het hulle uit hulle koppe uitgeken teen die ouderdom van 5 jaar. Dis die beeld, dis die message in hulle kop. Hier staan 'n profeet op. Hy sê, hey, kom ek vertel julle iets. Hy sê, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer julle hom gaan sien. Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hierdie God, skepper, wat ons nie kan sien nie, iets gaan met hom gebeur, maar hy gaan by julle kom woon. Hy gaan naby julle kom wees. En ons sê, hierdie profeet is deur mekaar, maar kom ek lees dit vir jou. Jesaja 7 vers 14, daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Hy sê, kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring en hy sal genoem word Immanuel. Immanuel. Matteus kom terug, hy sê, hey, 'n maagd is vir ons gebore, 'n vrou sal swanger word, ons gaan hom noem Immanuel, God met ons. Alles is anders, alles het verander. Daar's 'n nuwe era wat aangebreek het. Want vir ons is 'n kind gebore, 'n seun is gegee, die heerskappy,
aan my is gegee alle mag, die heerskappy is op sy skouers, hy word genoem wonderbaar, raadsman, ewige God, ewige Vader, vredevors, vir die uitbreiding van sy heerskappy en die vrede sonder einde, die ywer van die Here, die heerser oor alle magte, aan my is gegee alle mag, alle krag, alle oorwinning. En so begin die profete, die een na die ander, begin hulle dit te profeteer. Daniël kom en hy sê, daar gaan 'n era aanbreek, wanneer die heerskappy op sy skouers sal wees. Daai heerskappy sal vir altyd wees. Daai heerskappy sal hy oorgee aan julle, lees dit. Hoe is dit moontlik? Ons moet ons offers bring. Nee, alles het verander. Die opstanding, die kruisiging en die opstanding, het 'n nuwe, alles is anderste. Alles het verander. In 'n oomblik, hy het die magte oorwin. En het my en jou ingesluit by daardie oomblik. Hoe sê Johannes as hy dit beskryf? Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. Hy sê en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan. Hy sê en sonder hom het selfs nie een ding bestaan nie. Hy sê, en dan vra hulle hom, Johannes, vertel ons wie sê, dan sê hy, in hom was lewe, in hom was lewe. Hy sê, in hierdie lewe, dis die lig, dis die antwoord, in hierdie donker chaos wêreld, onthou jy Genesis 1, die aarde was woes en leeg, en God het gesê, laat daar lig wees, in hierdie oomblik, hy kom skep orde, hy is aan hom is gegee alle mag, hy skuif goed rond, hy is nou met ons. Wat het ek laas jaar vir julle geleer uit die boek Hebreërs? Ek sê dit oor en oor. Hy Hebreërs 2, hy sê vers 8 en 9, hy sê ons sien, alles het nog nie verander nie. Ons sien alles is nog nie onder sy heerskappy nie. Ons sien daar moet nog goed gebeur. Ons sien Rusland, ons sien die bote, ons sien Oekraïne, ons sien die oorlog, Iran, ons kyk na die televisie, ons sien al hierdie goed, en ons sien, alles is nog bietjie in chaos, en het is nog donker. Hy sê, maar wat weet ons? Ons sien Jesus. En ons weet, 2000 jaar terug, het alles verander, en omdat ons Jesus sien, hy is die lig in die chaos. Dis ons hoop. Hoop is 'n persoon. Hy sê, in die lig skyn nie in die duisternis, en duisternis kon dit nie uitdoorg nie. God het 'n man gestuur, wie se naam Johannes was, hy het gekom na syne, en tog het hy sy eie mense, het hom nie aanvaar nie. Dit sê Johannes, hy het dit voorspel. Hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Hy het onder ons kom woon. Die profeet was 800 jaar. Hy was lank terug, Jesaja was toe al die tyd reg. Daniël was reg, die ander profete was reg, almal was reg, al het God het gesê, maar daar gaan 'n nuwe era aanbreek, 'n nuwe dimensie, ja, eendag aan die einde, nee, hy breek nou, met die opstanding breek die nuwe era aan. Hoekom het God dit gedoen? Dis altyd die vraag, né? Wat was God se motief? Baie ander gode het baie motiewe gehad, maar wat was God se motief? In Johannes 4 vers 8 sê so mooi, wie nie lief het nie, het God nie, want God is liefde. Sy motief is liefde. Hoekom? Want ons is sy skepsels. Want sy beeld is 'n gelykenis in sy skepping. Maak nie saak of jy in jouself glo nie. Sien te sê is waarheid wat jy glo nie. Die waarheid is, die Godheid is in jou. Dis die nuwe era. Immanuel, God by ons. Ek kom woon in julle. Ek sal in julle bly. Ek sal julle leer en julle lei. Ek's in jou. Het 'n nuwe era aangebreek. Jy moet dit verstaan, alles is nou anderste. Ek het opgestaan, ek sien koning. En die koning maak 'n spasie tussen hierdie sienlike en onsienlike, presies hoe dit werk. Ek weet nie, daar sal seker altyd 'n stuk misterie aan wees. Nêrens in die Bybel sê dat jy met God kan verklaar nie, want dan sê dat jou God te klein. Maar is 'n stuk misterie. Christus breek van daai dimensie af, kom hy aarde toe, hy word vlees, hy gaan weer terug na daardie toe. Maar ergens stuur hy vir ons sy gees. Dis 3 eenheid, dis 3 apart, maar tog is dit een God. God wat 'n skepper, hoe ons hom leer ken in die Bybel is skepper, maar hy kom beeld hom uit in die vlees in Jesus. Ons kyk net na Jesus. Hoe bid julle, stuur my die Vader, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien.
maar moenie bekommer nie, ek gaan in julle gees gee, gee al gees wat Christus uit die dood uit bewerk het, die gaan nou in julle werk, hy gaan leef, en daar's hierdie verhouding, en ek net so terloops, ek maak vir jou oop, Hebreërs 9:14, ek maak nou vir jou oop, 'n troon van genade, skielik is hierdie twee dimensies verbind aan mekaar, en ons kan soos Jakob gesien het, jare terug gebeeld, hier is 'n tipe van 'n leer, ons kan opklim, afklim, ek weet nie mooi hoe dit werk nie, maar hierdie twee eras is verbind, en ek en jy is hier tussen hierdie eras. Waar kom jy nou vandaan? Kom ek lees vir jou. Nuwe era, alles is anders, alles is nuut. Waar is ek nou? Kom ek lees net gou vir jou, want dan nou sit jy hier, jy's vreemd, jy's die eerste keer hier, en jy sê, waar kom jy aan al hierdie goed? Johannes 17 vers 18, kyk wat sê hy, Jesus se hoëpriesterlike gebed, Jesus bid, hier gaan nou 'n nuwe era gebeur, hy is nou op pad na die kruis toe, hy weet alles gaan verander by die kruis en die opstanding. Johannes 17:18, soos u my gestuur het in hierdie wêreld, het ek ook hulle in hierdie wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle in die waarheid geheilig mag word. Ek is die weg, die waarheid en lewe, sodat hulle weet wat is die ware waarheid. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle in my woord sal glo, dis ons. Dat almal een mag wees, soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat hulle my gestuur het. Alles is nuut, alles is anders. Julle mag nie God sien nie, nee, daar gaan 'n nuwe era aanbreek. Skielik is dit nou God in ons in God, soos in die hemel, so op die aarde. Ons kan die troon van genade nader. Hoe dit werk, kan jy daaraan dink wat ek laasweek vir jou gesê het? Jy's deel van die conversation van God. Hy nooi jou in hierdie gesprek in tussen die Vader, die Seun, die Heilige Gees, 3 maar 1. Jy's nou skielik, jy's nou deel van die gesprek. Alles het verander. Kyk, ek lees jou verder. Dis wat die Bybel sê, hoor. Nie wat jy op 'n CD gehoor het nie, dis wat die Bybel sê. Hy sê, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld weet, dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Jy sien, hier's irrelevant wat jy glo, hierdie is die waarheid. Ons het allerhande filosofie en glo. Dag as jy Christus aanneem, as jy in hom. Niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. 1 Korintiërs 3. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die aarde. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier erken dat u my gestuur het. Alles het verander met die opstanding. 'n nuwe era het gebreek. Nou moet ek leer, soos die graad 1 skielik moet leer, staan vroeg op, trek jou skoolklere aan. So moet ek leer, hoe gedra ek my nou in hierdie nuwe era, hierdie nuwe seisoen wat aangebreek het. Graad 6, standaard 6, graad 8, wat skielik nou skielik niks is nie. Skoene moet dra, dat hy tone wat alle rigtings is toegemaak kan word. Hy moet nou leer, hoe handhaaf hy homself, hoe tree hy nou op in hierdie nuwe era. Toe COVID aangebreek het, dis nou iets negatief, moes ons geleer het, hoe hanteer ons COVID, het 'n nuwe era, 'n nuwe seisoen, iets het aangebreek, dit het die hele samelewing beïnvloed, jou besigheid, hoe jy rondbeweeg, dit het die kerk geweldig geraak, alles, en ons moet leer, hoe nou? Maar jy sien, mense leef nog met 'n Ou Testamentiese verwysing, dan gooi hulle so tomatiesousie Jesus oor. Alles het verander. Die verwysing is Christus. Die brille is Christus. Alles het verander. Die opstanding van Jesus oor ons lewens in die wêreld, het 1 of 2 goed, sê ons vandag vir mekaar. Nommer 1, hy is teenwoordig.
Hy het ons lief. En omdat hy ons lief het, is hy teenwoordig. En dis waarmee jy 2026 ingaan. Hy is teenwoordig in jou lewe. Of jy het glo of nie, dis 'n waarheid. Of jy bewus is van hom of nie, jy gaan baie keer bewus wees, baie keer nie. Maar dis 'n waarheid. Jy's deel van die conversation. Dis 'n waarheid. Jy kan dit aanvaar en dit geniet en alles het verander. Alles is anders. Wees deel van die conversation. Hy's teenwoordig. Hy's altyd teenwoordig. Toe Dawid, dis gaan wonder, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, U is met my. Toe hy wegkruip vir Saul in die spilonk agter, U is met my. Hy het iets verstaan van die era wat sal kom. Hy het dit reeds beleef in die ou era. U is met my. Self toe hy sy kind dood is as gevolg van sy sonde, en hy nie die pyn kon verwerk nie, toe sê hy, my God, U is met my. Toe Jona in die diepste van die vis se maag is, en hy lê daar in die donkerte, toe besef hy, U is met my, iets het geskuif. Toe Gideon in die Parskruik strand, en hy glo nie in homself nie, en hy's daar onderste in die diepte, en die Here kom by hom, en hy sê, dapper held, jy gaan my volk wil ons sê, Here, jy praat met verkeerde ou, kom dapper held. Toe Moses van 'n skaapwagter af moet gaan, om 3 miljoen Jode te lei, en een is al moeilik, weet ons 3 miljoen, lei in 'n nuwe era, 'n nuwe dispensasie uit slawerny, toe staan hy by die brandende bos, toe sê hy, my God, jy moet my help, ek's by jou. Vanaf Genesis kom die Here, en hy maak Genesis, die aarde is woes en leeg, en hy skep iets vir ons van, hy wys hoe hy, as hy orde bring, as hy goed nuut maak, hy skep vir ons 'n stukkie van Eden, en ons sien hoe hierdie nuwe skepping, wat hy uit hierdie chaos maak, skep hy iets nuuts, en skielik die eerste ding wat hy doen, Adam, Eva, waar is julle? Ek wil saam met julle wandel. Ek het groot geword met 'n teologie, God gaan, die teologie is God kom. En nog altyd tussen ons gewees het, toe Petrus en Johannes voor die Joodse hof moet staan, hulle is oningeligte manne, ongeleerde manne, toe sê hulle, my God is by my God is by my. Toe Noag die ark gebou het, en hulle hom vir jare gespot het, vir jare, 100 jaar gespot het, my God, toe die reendruppels val, toe weet hy, God is teenwoordig, die era het verander. Jy moet ook verstaan, die era het verander. Die feit dat God sê, ek het julle nou skielik lief, en hy by ons kom woon, is 'n uitdrukking van sy liefde, die opstanding is 'n uitdrukking van sy liefde, alles is 'n uitdrukking van sy liefde sê, God is teenwoordig, sy liefde sê, ek gaan dit net maak, ek gaan dit net maak, dit wat God met Jesus se liggaam gedoen het, gaan hy nou met die hele skepping doen. Kyk wat sê Kolossense 1 vers 15, hy, Christus, is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping, eersgeborene, soos hy opgestaan het uit die dode, God sy liggaam, die krag van die Heilige Gees, sy liggaam opgewek het, alles was dood, alles was donker, alles was in chaos, en God wek het op, so gaan hy maak met hierdie skepping, aan my is gegee, hy gaan hierdie skepping opwek. 'n Nuwe era het aangebreek. Want in hom is alle dinge, nie soms nie, alle dinge. As alles nie in die alles boksie pas nie, is dit nie alles nie. Geskape wat in die hemele, kyk nou hoe skryf Paulus, en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappy en owerhede en magte. Hy sê alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge in stand. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente. Hy was die begin, die eerstgeborene uit die dode uit, en so sal die res van die skepping volg, sodat hy in alles eerste kan wees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, dat hy vrede gemaak het deur die bloed aan die kruis, ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Jy moet een ding verstaan, 400 jaar lang roep die slawe na God. God is nooit haastig nie.
Jy moet nie dink omdat hy 2000 jaar lank al besig is met 'n plan en die era verander het. Het lyk of hy nie. Hy is besig met 'n plan en hy gebruik die kerk, hy nooi uit ons om deel te wees daarvan. So opstanding sê hy het ons lief. Liefde sê hy is teenwoordig. Liefde sê hy maak nuut. En ek sluit af om te sê, liefde sê hy het gekies om ons in te sluit. Jy sien in plaas daarvan om mense af te skryf. Kom skryf hy ons in. Jy het jou graad 1 ingeskryf by die skool. Jy het hom nie afgeskryf want jy dink hy's te stupid nie. Jy het hom ingeskryf want jy gedink hy gaan iets leer. Jy kom graad 8 toe, hulle skryf jou in by die skool. Nie omdat hulle dink jy stupid nie, hulle skryf jou af, nie klaar met skool nie. Hulle skryf jou in want hulle glo in jou en hulle dink jy gaan verder leer. Ek het groot geword met 'n teologie, God skryf mense af. Ek kan nie wag om hulle te brand nie. Toe lees ek die Nuwe Testament, toe lees ek, hy het ons ingeskryf. Jy moet jou kop verander, man. Want jy verstaan nie, alles het verander. En kyk wat sê hy, aan die einde van Johannes, toe sê Jesus weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek hulle. En hy blaas op hulle en hy sê, vang die Heilige Gees. Hy is deel van my. Die Gees wat Christus uit die dood uit. Ek sê Efesiërs, hy is die seelring, die waarborg, dat alles wat hy gesê het, sal waar word. Efesiërs sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons nog dood was, deur die misdade, deur die gevangenskap. Jy was in die oomblik ingesluit toe hy opgestaan het, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is jy gered. Hoor nou wie? En saam opgewek. En saam laat sit het. In die onsienlike, in die hemelse dimensie. In die hemele, in Christus. Alles het verander. Die dimensies oorvleuel. 'n nuwe era het aangebreek. 'n nuwe tydperk, 'n nuwe seisoen. En die uitdaging is dat ek moet leer, hoe handhaaf ek myself in hierdie era? Wat is hierdie era? Hoe dink God daaroor? Die nuwe era, 'n gebod, nuwe gebod, gee ek jou. Die nuwe era word gebou op liefde. Maar nie liefde my verstaan nie, sy verstaan. So ons gaan in hierdie jaar praat, in hierdie conversation, tussen hemel en aarde, die hemelse gesprekke by God. Wat sê hulle, hoe werk liefde? Hoe werk geregtigheid? Hoe werk genade? Nie jou perspektief, nie sy perspektief. Dat 'n nuwe era aangebreek, alles het verander. Jy moet leer om jouself te handhaaf in hierdie era. En nou sê hy, moenie worry, ek gee die Heilige Gees in jou. Hy sal julle leer en julle lei in die waarheid, die era, die Christus. Terwyl jy dink oor dit, kom ons sing, kom ons aanbid.